1 Petrus 2 vers 24 sê, hy het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. 2 bome wat in die Engelse vertaling van die woord genoem word, trek ons aandag. Albei het 'n groot impak op ons lewens, maar net een het die krag om ons toekoms te verander. Die eerste boom kry ons in die tuin van Eden, as ons gaan lees in Genesis 2 vers 16 tot 17. God het Adam en Eva toestemming gegee om hulle versadig te eet van elke enkele boom, behalwe die boom van die kennis van goed en kwaad. Daardie boom het die deur oopgemaak vir elke soort sonde om ons siele te vernietig, welis, hebsug, haat, jaloesie en nog vele meer. Duisende jare later vind ons nog 'n boom op Golgotha, die kruis. Daar het die outeur en die volëinder van ons geloof die vernedering van die kruis verduur. Aan daardie boom het die een wat heeltemal volmaak was vir ons gesterf in ons onvolmaaktheid. Die ewige het sy lewe afgelê in ruil vir ons sin. Hy het die deur oopgemaak na 'n eindelose toekoms saam met hom. Sedert die tuin van Eden bestaan daar 'n magstryd in elke menslike hart, 'n stryd tussen reg en verkeerd, tussen vlees en geloof, tussen ons selfsugtige begeertes en die waarheid wat ons vrymaak. Die boom in die tuin van Eden het vir ons 'n erfenis van sonde en skaamte nagelaat, maar die boom van Golgotha het vir ons die genadegawe gekoop wat ons vrymaak. Here, baie dankie Vader vir u kosbare woord. En dankie Here vir daai tweede boom, die boom op Golgotha, die kruis. Dankie vir dit wat u daar vir ons gedoen het. Here, ons eer u, ons loof u en ons prys u in Jesus se naam. Amen.